Hallo my liewe mens, ben in Fransis en jy by die Braambos en 'n woord wat by my opgekom het, toe ek nou alles op die sosiale media kyk en ek kyk wat in die wêreld aangaan en oorlog en gerugte van oorlog en hongersnood en kinders wat onder haaglike omstandighede in hierdie Arabiese lande bly en in Noord-Afrika en baie in Suid-Afrika en oor die wêreld. En ek kyk na wat mense doen en sê en optree wat sê hulle is Christene, wedergebore kinders van God. En hierdie vers kom by my op 1 Jesaja 1 vers 18. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. En dan gaan hy aan, dan praat hy, dan sê hy, al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeu. Ek gaan 'n stelling maak wat 'n paar ouens my oor gaan aanvat, maar ek is vir niks bang nie, so vat my aan as jy kan. Vandag se Christene is slap. Vandag se wedergebore kinders is nie wedergebore nie. Daar's 'n baie klein persentasie Christene in ons land, in die wêreld, wat wedergebore kinders van God is. Nou kry ons 'n uitnodiging in die woord van God wat sê, kom nou, laat ons hierdie saak uitmaak. Ek wil hê ons moet daaroor praat, sê die woord. As jy dit op 'n ander manier probeer sê, dan sê jy, ek wil hê ons moet daaroor praat. Ek wil hê ons moet praat oor die manier wat die sogenaamde Christene, kerkgangers, tempelsitters, God dien, is plastiek, Tupperware. Ons moet ernstig na onsself kyk, nie jy na jou nie, ek eers na myself, en dan na jou, en dan na hulle, en dan na, Jesus sê, gaan verkondig my woord, eers in Jerusalem, jou huis, dan in Judea, jou dorp, dan in Samaria, jou streek, en dan aan die uiters van die wêreld. Ons is nog in Jerusalem. Ons is nog besig met melk. Ons beklei en stry oor goed wat die woord van God baie duidelik sê ons moet doen. Dan sê ons, nee, ek is nie lus nie. Nee, ek sal dit nie doen nie. Ek sal nie vergewe nie. Ek sal maak soos ek wil. Daar's 'n pragtige lied daaroor geskryf. I did it my way. Ek sal dit doen soos ek dink wat goed is. Ek gee nie om wat sê die woord van God nie, ek gee nie om wat sê die Bybel nie, ek gee nie om wat sê die prediker nie. Meeste van die predikers is net meer skuldig as die gemeentelede, want hulle dien nie meer God nie, hulle bedien nie meer die woord nie, hulle dis 'n lot goed op om mense beter te laat voel. My liewe mens, die Here Jesus Christus sê vandag vir Ben Loubser, vir Francis, vir François en Melissa, dis my kinders, en Ian en Rosanne, my 7 kleinkinders, en vir jou, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Kom nou, laat ons oor hierdie goed wat julle besig is om te doen, en dan wonder, hoekom gaan julle eendag in die hel wakker word, en sê, maar ek het in U naam geeste uitgedryf. Ek het een beroep op jou. As jy nie verstaan nie, stuur my 'n WhatsApp. Ek gaan nou my telefoonnommer gee. As jy enige onduidelikheid, stuur my 'n WhatsApp. Maar kom, ek, Ben Loubser, en jy, aan die ander kant van die Braambos, en neem 'n besluit. Ek gaan die woord van God vat, en ek gaan die koninkryk van God soek, en ek gaan aanhou tot ek bekeer, gedoop, wedergebore is, wederbaar is, en God dien met alles wat in my is. Here,
skud hierdie volke in die wêreld wakker. Skud die Christene. Here, as ons net eers die Christene kan wakker kry, dan kan ons worry oor die ander. As ons net eers die sogenaamde Christene kan wakker kry in Jesus naam. Amen. My telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. Baie dankie vir al die terugvoer, baie dankie vir al die WhatsApps, baie dankie vir almal wat vir ons bid. Asseblief moenie ophou nie, dag en nag. Baie dankie vir die finansiële bydrae. Ek moet net sê die hare was 'n per ongeluk. Toe die knipper daas, toe besef ek het nie die regte ding gesê nie. So dis niemand se skuld behalwe my eie nie. Ek skrik vir myself as ek in die spieël kyk. Die Here seën u, behoed en bewaar u. Ek wag vir jou WhatsApp. Ek wag vir mense wat sê ek sal die Here dien. Ek sal die fout eers by my soek in Jesus naam. Amen.